Nou as deel van Jeugdag ontmoet ons 'n jong kunstenaar vandag, Carly. Sy is van Pretoria en sy is hier om ons meer te vertel oor haar wêreld van musiek en haar belangstelling in medies. So, dis vir ons baie lekker om jou hier te hê vandag, Carly, hoor. Dit is my eerste keer op die kassie. Ja. Ek is nogals opgewonde. En nie die laaste keer nie. Hoorie sommer, jy het alreeds eintlik sukses verwerf met jou debuutsnit Baadjie en daarna het jy die Engelse popwêreld bietjie verken met Red Light, wat baie goed gedoen het, né? Selfs internasionaal. Hoe het die Afrikaanse mark vir jou verskil van die Engelse ervaring? Met die Engelse voel ek jy bereik soveel meer mense verstaan wat jy sing. Maar ek voel ek het maar 'n sagte plekjie in my hart vir die Afrikaanse mark. Dit is net lekker vir my om in Afrikaans te sing, om musiek te maak in Afrikaans. Ja, dit voel soos om in my ouma se kombuis in te stap. Dis die enigste gevoel hoe ek dit kan beskryf om in Afrikaans te sing. Ja. In die toekoms sal jy voortgaan om in beide tale te sing of ek weet ek het met baie mense sê ek wil nie in 'n boks geplaas word nie, ek wil ook verskillende genres doen. Hoe voel jy? Ek stem saam. Ek voel dit is goed om te eksperimenteer. Ek's 'n baie groot voorstander vir al is dit bietjie buite jou comfort zone, doen dit. Dalk werk dit vir jou. Dis eintlik wat ek probeer het met Red Light en mense het daarvan gehou en veral met Wag vir jou. Dis 'n nuwe klank vir my. Ja. So ek is net bly die publiek ontvang dit baie goed. Ja, want dis wat ek nou wil sê. Wag vir jou is dan nou wat jy noem 'n country folk pop genre. Wat beteken dit? Dis ietsie van alles. Deesdae luister ek baie meer gestroopte musiek en toe ek die liedjie self geskryf het, moes ek bietjie dieper delf. Ek moes daai diepkant van myself aanlok, as ek dit so kan sê. En ek vat baie inspirasie uit Steven Wilson Jr. Hy's 'n oorsese country sanger en hy maak alles sy eie. Hy het 'n cover van Stand By Me gedoen, ongelooflik. En ek het bietjie inspirasie daaruit gevat om meer gestroopte goed te sing. Maar ek hou daarvan om diep woorde te skryf, 100%. Dit is nou die splinternuwe enkelsnit. Waaroor gaan dit? Wat is die betekenis daagter? Toe ek geskryf het my ouma en my oupa se verhouding my ongelooflik baie geïnspireer. Hulle is hierdie jaar Oktober 50 jaar getroud. Ja, so ek dink gedurende hierdie 50 jaar voel ek hulle het baie klippe saam gekou. En hulle ken mekaar al hulle hele lewe lank en ek voel hulle het deur moeilike tye saam gegaan en wat vir my so mooi is van hulle verhouding is as die een bietjie die pad byster geraak het die ander een vir hulle gewag. So dis maar in 'n net op waar Wag vir jou gaan. Jo, dis ongelooflik. En jy het 2 pryse gewen by die Connection Showdown kompetisie. Verwag vir jou. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. So verlede jaar, ek dink Oktober se kant, het hulle 'n kompetisie geloods. Hulle wou 'n local talent gekry het en ons het toe ek het deurgedrink na die uitklopronde by Kaapstad Brauhaus in Centurion en daar het ek aangewys as die algehele wenner. So ons het die produksie van die liedjie gewen en as ook die produksie van die musiekvideo. Ons het die kans gehad om saam met industrie professionals te werk soos Graaf en Quintessential en Jaco van Connection Studios. Ek dink dit was vir my net so 'n ongelooflike ervaring gewees. Even my mede-deelnemers, ons het 'n baie sterk band gebou. Al het ons mekaar net vir 'n week of wat geken. Ek praat nog met baie van hulle en ons check maar in met mekaar, hoe gaan dit, doen die musiek goed, so ja. Wat het jy geleer uit daai kompetisie uit? Jy weet, as veral as mens met mense in die industrie ook kan praat en jy werk saam met ander kunstenaars, stap mens gewoonlik of jy wen of verloor ryker daar weg, want jy leer so baie dinge. Wat het jy geleer? Ek het geleer, al is dit 'n kompetisie, as al sê hulle dit is 'n kompetisie, dis eintlik nie. Jy's gelykgestel aan jou deelnemers. Julle is uniek op julle eie. Ek voel kompetisies is 'n baie goeie ding. Jy leer baie van jouself. Ek moes geduld leer. Ek dink ek het die liedjie soveel keer geoefen, so ek moes definitief geduld leer en ja. Hoorie, ek wil baie graag weet, hoe was dit om, jy's gekies om Chapel Roan te wees by die Pink Pop Party en dit was 'n huldeblyk vertoning. Dit moes ongelooflik gewees het. Dit was 'n nuwe ding vir my gewees. Ek moes half en half in haar karakter inklim. My beste vriend Jadrien het vir my die drag make-up gedoen, so dis baie groot grimering en baie groot hare en baie pink danshare. Baie pink. En ek moes dans as 'n meisie wat nie ek het 2 linkervoete. Ek dans nie. So ek moes 'n paar moves leer om hierdie bietjie smat te skud. Dit was incredible geweest. Ek het soos Chapel gevoel daai aand want die kinders, ek dink ons het iets soos 80 kaartjies gekoop, dan was ons uitverkoop. En almal het daarvoor gestaan en toe ek Pink Pony Club sing, toe gaan almal mal is van yes, Pink Pony Club. So dit was vir my 'n hoendervleis oomblik.
ek kan net dink hoe dit moet voel as iemand jou eie musiek vir jou terugskree. Ek dink dit is incredible. Carly, waar kom jy vandaan? Waar kom die liefde vir musiek vandaan? Ag, ek kom hier van Pretoria self. Ja. Ek kom uit 'n baie musikale familie uit. My oupa, hy was maar 'n campfire guitarist en hy het mondvletjie gespeel. So as ons daar gebraai dan pluk hy die gitaar uit, speel 'n paar boeretreffers. Ja. En my ma het ook gesing in haar jonger dae en my pa ook. Hulle het baie van musiek. Hulle het gaan DJ by plekke musiek gemaak. So ek het in 'n musikale huis regtig groot geword en ek dink ja, ek is die enigste een in my familie wat dit regtig verder gevat het as 'n loopbaan. So Ek wou nou vra, hoe skryf jy jou liedjies want jy skryf self ook, maar met daai agtergrond as 'n familie, dink ek nie dit is baie moeilik nie want jy het reeds die inspirasie en dalk die voorbeelde in jou familie. Ek skryf gewoonlik baie van my liedjies saam met my ma. Regtig? As ek met 'n liedjie idee opkom, dan hardloop ek na my ma toe en ek sê mamma, hoor jy uit en sy help my maar skryf. Sy gee vir my idees. So ja, ek kan van haar, ek weet sy sê altyd vir my kind, jy leef my droom uit. En dan inkorporeer ek haar maar in my musiek en my pa en my ouma en my oupa. Ek vra altyd almal se opinies voordat ek dit opneem. Julle is duidelik 'n gehegte familie. Want die hoeveelheid keer wat jy nou na jou oupa en jou ouma verwys het en jou ma en pa is so mooi eintlik vir my. Doen julle baie goeie saam ook as 'n familie? 100%. Ek dink nie daar is een week wat ons nie by mekaar uitkom en 'n koffietjie drink en ons is elke lekker. week daar. So dit is vir my so mooi om 'n gesinsband so sterk te sien. Sure. Ek hoor jy stel belang daarin om medies te gaan skryf. Vertel vir ons meer. Gaan musiek nog steeds feature? 100%. Ek het met my ma vroeër vandag gepraat. Ek voel ek is baie passievol oor beide. Ek is eintlik 'n baie groot nerd. Ek hou daarvan om te leer. Toe maar ons op in ons harte. Ek hou daarvan om te leer en van kleins af het ek hierdie mediese dramas gekyk en ek het vir my ma gesê mamma, ek gaan eendag 'n dokter word. So ja, ek wil baie graag sing en ek wil baie graag medies gaan swat. Ek wil my biomedical tech gaan swat. So dis 'n baie agter die skerms werk. Ek gaan in die laboratoriums werk, onder mikroskope kyk. So dis 'n baie agter die skerms werk sodat ek voor die skerms in my musiek kan wees. Met jou musiek, waarvan droom jy? Wat wil jy graag bereik? 'n Wêreldtoer. Ek dink dis iets wat almal wil doen. Dis hoekom ek die Engels ook doen. So Afrikaans en Engels iewers gaan hopelik gaan iets gebeur. Ek wil baie graag die wêreldtoer en musiek maak vir almal. Ek dink musiek is 'n baie belangrike deel van my lewe en ek wil baie graag daai selfe impression maak op iemand anders se lewe want ek voel musiek het my regtig uit 'n baie moeilike tyd in my lewe gekry. Ja. En musiek help my deur baie al as ek stres, as ek angstig is, as ek gelukkig is. Ek meen die eerste ding wat ek opsit is musiek. So ek wil dit baie graag vir ander mense ook oordra. Nou jy gaan hoeka in September na die Verenigde Koninkryk as deel van die Academic Achievers Tour. Is dit vir akademici of musici? Akademiese. Ja? So, ek's matriek. So ja, ons staan besig met Junie eksamens en ek leer baie hard soos ek gesê het. Ek is eintlik maar 'n nerd. Ek hou daarvan om te leer en deur die hard leer, ek dink uit 300,000 kinders in die land wat oorweeg word, is ek maar die 1000 wat gaan. My punt is redelik goed. So ons gaan 'n bietjie kyk hoe dit is om 'n universiteitsstudent te wees in die Verenigde Koninkryk. So ons gaan 'n bietjie Skotland toe, Edinburgh, kyk hoe dit daar is en dan toer ons af Londen toe en dan ons gaan Buckingham Palace sien en Oxford College en ja. Kyk, ek is heeltemal jaloers en ek dink so aan hoe ons altyd sit hier gaan en kyk, goed, jy's gepraat vroeër as jy dalk jou geleentheid gehad het, né? Dit is fantasties. Hoe gaan die eksamens? Hoe gaan dit met die eksamens? Okay, nee, goed. Nee, dit gaan goed. Okay. Ja, leer en as ek nie leer nie, maak ek musiek. As ek nie musiek maak nie, leer ek. So gereed vir die eindeksamen aan die einde van die jaar? Ja, 100%. Jy sien dat. Hoor hierso, jy het gesê jy wil nou graag 'n musiektoer doen. Is daar Suid-Afrikaanse kunstenaars as jy nou moet dink met wie jy graag sou wou collab eendag? Ek het eintlik 'n paar. Hierdie gaan 'n lang lys wees. Ja. Ek voel definitief nommer 1 is Jelandrey. Hy inspireer my ongelooflik baie. Jenny by Fransje van Cooke. Ek is eintlik 'n alternatiewe meisie in my hart, maar ek maak musiek wat my stem pas. So ja, definitief Jelandrey, Jenny by. Ek sal like om 'n nommertjie saam met Demi ook te doen. Okay. So, ja. Ja, 'n demo saam met Demi. Yes. Ag Carly, dit was heerlik om jou te ontmoet. Ek is seker ons gaan nog baie van jou hoor. Baie sterkte met die eindeksamen, met jou Achievers Tour, en al die dinge wat nog vir jou voorlê en ons kan nie wag dat jy vir ons wag vir jou sing nie. Baie dankie. Kan nie wag nie. Bly ingeskakel.